Julle, ons begin met derde graadse funksies. Nou vir 'n begin, wat is 'n derde graadse funksie? Kom ons dink eers, wat is 'n kwadratiese funksie? So 'n kwadratiese funksie is mos 'n funksie wat potensieel die x op twee plekke gesny het, die x-as, né? Maar ons het ook gekry dat ons dalk 'n kwadratiese funksie het wat nie die x-as gesny het nie, en ons het ook funksies gekry wat om een plek raak. So potensieel kan 'n kwadratiese funksie die x-as op twee plekke sny, somtyds glad nie en somtyds net raak. Okay, nou kom ons vir hierdie uit. Nou wat beteken 'n derde graadse funksie? Derde graadse funksie beteken potensieel kan hy op drie plekke sny. Somtyds kan hy op een plek sny en een plek raak. Somtyds gaan hy een plek sny en glad nie raak nie. So potensieel kan 'n derde graadse funksie die x-as potensieel op drie plekke sny. Okay, so hulle gee vir my hierdie funksies, hulle gee vir my hier twee funksies en ek moet 'n paar van hierdie funksies doen. Nou baie van hierdie goed kan jy op grond van graad 11 kennis, jy moet jou graad 11 kennis tentoonstel, maar daar's 'n hele paar nuwe konsepte. En hulle praat hier van stasionêre punte. En stasionêre punte beteken letterlik as ek 'n parabool gehad het, daai draaipunt van hom noem ons 'n stasionêre punt. So wanneer ek 'n derde graadse, party mense praat van polinomiese funksies, dan is dit daardie draaipunte van dis die stasionêre punte, want dit beteken, kyk hierso is hy stygende funksie en dan is hy hier 'n dalende funksie, maar daar's 'n plek waar hy stasionêr is. Dis letterlik op daai draaipunt. Hy is nie stygend of dalend nie. So stasionêre punte is daardie punt waar dit draai. En dan praat hulle van x-afsnitte, dit weet ons. Ons gaan net obviously vir y 0 maak en kyk wat ons kan kry. En dan infleksiepunte. Nou infleksiepunt is wanneer ek 'n polinomiese funksie of 'n derde graadse funksie teken. Die infleksiepunt is amper half dis 'n plek waar dis amper asof die funksie buig op daai punt, maar ons gaan daarby uitkom. Ons gaan dit net nou hanteer en wys ek jou gou hoe doen ons dit. Okay, vir 'n begin gaan ons net eers 'n paar gedoen. So ek het om hierdie goed te doen en te teken en vrae te doen en wat ook al, doen ek dit in 'n paar stappe. En ek sê eers myself die volgende stap 1 by al hierdie goed. Stap 1 bepaal ek die stasionêre punte se x-waardes. So dis die stasionêre punte, dis die draaipunte, so ek gaan die stasionêre punte se x-koördinate kry. Okay, hoe gaan ons dit doen? Okay, so ek gaan nou net hierna toe gaan. Ek gaan hierdie funksie neerskryf. F van x is gelyk aan x3 mag 3 minus 4x kwadraat plus 4x. Nou in die vorige les wat ek gedoen het ons gesê ons gaan afgeleides kry. Nou ek weet nie of julle kan onthou nie. Ons het die eerste beginsel gebruik en ons het die afgeleide gekry van 'n funksie. En wat beteken letterlik ek bepaal die gradiënt van daardie funksie. Nou, ons gaan nie in hierdie tipe van somme gaan ons nie die eerste beginsel gebruik nie. Ons gebruik die eerste beginsel net slaaf voor vrae. Maar wat ek wel moet doen is ek moet nog steeds die afgeleide kry op die kortpad manier. Nou die afgeleide word so aangedui. En hoe dit is die afgeleide word bepaal. Dis nou sonder die eerste beginsel. Jy vat hierdie eksponent en jy maal hom met die koëffisiënt. So hierdie word 3x en dan trek jy enetjie af van die eksponent. So hy word 3x gekwadreer. Ja. Dan minus hierdie 2 maal met die min 4. So dit word minus 8x en ek trek 1 af. So hy word x3 mag 1 wat ons nie obviously skryf nie. En hierdie is 'n enetjie hier en wat ek maal met die 4 en dan trek ek enetjie af. So hy word eintlik x3 mag 0 wat ons dan nie gaan skryf nie, né? Okay, so hierdie is my afgeleide. Dit beteken ek het 'n polinomiese funksie wat hy ook al mag wees en die gradiënt op hierdie polinomiese funksie is alles hierdie waarde wat ek nou hier geskryf het. Okay, so dis nou wat die afgeleide beteken. Afgeleide beteken ek bepaal eintlik die gradiënt van hierdie funksie. En dan gaan ek hierdie afgeleide
gelykstel aan 0. So hier is nog alles stap 1, hè. Ek gaan dit gelykstel aan 0 en ek wil hier gaan die logika hier aan gaan uitwerk. Nou dink 'n bietjie. Ek het 'n polinomiese funksie en oral op hierdie funksie is die gradiënt. Maar ek vat nou op daai 2 punte, dink 'n bietjie mooi, wat is die gradiënt op daai punte? En dis die enigste plek waar die gradiënt 0 is. So omdat die gradiënt 0 is, stel ek dit gelyk aan 0, want hierdie is die gradiënt en die gradiënt op daai punte is gelyk aan 0. So om die stasionêre punte se x-waardes te kry, stel ek die afgeleide gelyk aan 0. Okay, so kom ons doen dit. Ons kan ons faktoriseer of moet ons formule gebruik. Ek dink ons kan faktoriseer. Hierdie is 3x en x, dit is al wat kan wees. Ons weet hierdie is 'n plus, dis dieselfde, so by kan albei van hulle is minusse. En hoe gaan ek 8 kry? Ek dink dis 2 en 2, het ek net sien, so doen net die outer inner test, so daar is min 6, min 8, so is perfek. So dis my twee hakies, nadat ek gefaktoriseer het, dan gaan ons eintlik albei hakies gelykstel aan 0. Okay, en ons gaan gou x oplos, so x is 2/3 en x is gelyk aan 2. So dis my 2 x-waardes van my 2 stasionêre punte. So ek kry die afgeleide, stel die afgeleide gelyk aan 0, en dan kry ek my 2 x-waardes. Nou obviously moet ek dit nou terugvervang in my oorspronklike funksie, om dan die y-waardes te kry. So wat jy gaan doen is, jy gaan letterlik my f van x vat, en by die oorspronklike funksie, en ek gaan elke x vervang met dan 2/3, hierdie was tot die mag 3, en hierdie was tot die mag 2, plus 4, en hierdie was 2 tot die mag 3, en as ek al hierdie in my calculator inprop, kry ek 32 op 27. Dit beteken, ek het 2 stasionêre punte gekry, en ek gaan dit sommer hierso skryf, hierso is my een koördinaat, en hierso is my ander ene. Ons gaan hierdie skets uitvee, want hierdie is nou obviously nou nog nie heeltemal akkuraat nie, ons het nog net so 'n bietjie daaraan gewerk. Ek het x 2/3 gekry. Nee, 2/3, en toe werk ek sy y-waarde uit, en sy y-waarde is 32 op 27. 32 op 27, so dis die 1 punt, en dan het ek mos x gekry as 2, so ek gaan dit gou eens en dan werk ons gou sy y uit. Wat ons gaan doen is, ons gaan dieselfde funksie vat, ons gaan gou 2 inprop, so hierdie is 2 tot die mag 3, minus 4 mal 2 tot die mag 2, plus 4 mal 2, alles in my calculator insit, dan sit 0, so hierdie is 0, so ek het 2 stasionêre punte, waarvan ek eers die afgeleide gekry het, en toe my y-waardes. Ek gaan sommer al hierdie goedjies uitvee. So ek het sommer daai koördinate hier geskryf en daar het ek dit neergeplot. So ons kry eers ons stasionêre punte. So dit is punt nommer 1. Die stap nommer 2 is om die vorm van hierdie derde graadse funksie te bepaal. Nou onthou jy toe ons by die parabool was, as a groter was as 0, dan was mos 'n smiley face, en as a kleiner as 0 was, dan was dit mos 'n frowny face. Nou hierdie is ook dieselfde, né? As a positief is, ek moet hierdie mooi skryf. As a positief is, kan jy amper hierdie vorm in jou gedagte hou. Hy gaan van links af styg op, en dan gaan hy af en dan regs, en as a negatief is, gaan hy net in die ander rigting gaan hy so iets wees. So ons bepaal eers die vorm, ons kyk na f van x is hy boonste enetjie, a was positief, so ons weet, die vorm is min of meer so iets. Ok, so kom ek vee gou hier uit, en nou wil ek gou vir jou 2 nuwe woorde leer. Hierdie punt en hierdie punt. Nou, een van hulle, en ek dink is baie duidelik wat hier is wat die enetjie. Die een is 'n lokale maksimum. So dit is hierdie ene. Ons noem hom 'n lokale maksimum, en ons sal hierdie die lokale minimum noem. So dis die onderkant. So die polinomiese funksie het 'n plek wat 'n maksimum draaipunt, as jy dit so wil noem. Ons noem dit nie 'n draaipunt nie, ons noem dit 'n lokale maksimum, en op die onderkant noem ons dit 'n lokale minimum. So as ek hierdie nou moet mooi skryf, gaan ek die shape gedoen het, die vorm van hom bepaal het.
En ek gaan net sê hierdie is die lokale max en hierdie is die lokale minimum. En net so terloops, hoe weet ek nie hierdie is die lokale maksimum of lokale maksimum nie? Want onthou nou, hierdie x-waarde hier sal kleiner wees as die x-waarde. So hierdie enetjie is kleiner as daai en daarom weet ek hy is die lokale maksimum. Okay, so dit gaan oor kyk wat 'n x kom links en wat 'n x kom regs. Okay, nou in stap 3. Wat ek nou doen is in stap 3 bepaal ek my x-koördinate. En wat doen ons met dit? Ons bepaal ons kry ons maak mos vir y0, né? Nou dink 'n bietjie, daar's my oorspronklike funksie, so ek gaan gou vir y0 maak. Plus 4x, kan ek hierdie faktoriseer? Ek dink ons kan 'n x uithaal, dan sal kwadratiese dit lyk soos 'n kwadratiese vergelyking wat oor kwadratiese vergelyking wat oor is. Kan ek hom verder faktoriseer? Ek dink ons kan. Ja, is possible. So dis 'n x en 'n x, 'n minus en 'n minus, 'n 2 en 'n 2. So dis eintlik baie duidelik. Ek kan sien waar die ding beweeg. So ons het 'n x afsnit. So ons gaan gou ons weet dat x is gelyk aan 0 of x is gelyk aan 2 of x is gelyk aan 2. Dit is eintlik baie duidelik, né? So ons het gou al ons x-koördinate gekry, maar jy kan sien hierdie twee is dieselfde punt. So as ek nou al klaar 'n idee het, dan sê ek goed, hierdie grafiek gaan op en hy gaan af en hy gaan die x-as raak net op een plek. Daar is bietjie lelik. Hy gaan net raak, want hierdie twee is dieselfde. So nou het ek al 'n idee hoe hy gaan lyk. Okay. Ons kan ook die y-afsnit gaan bereken as jy wil. En die y-af is mos eintlik ons lees dit mos altyd in die einde van die grafiek af en daar is nie 'n 0 nie. So ons so ons weet hy's 0. So ons weet hierdie koördinate hier is 0 en 0. Ons het nou ons stasionêre punte daarso, die lokale maksimum, lokale minimum gekry. Kom ons vul dit sommer in. 2 op 3. Hierdie sketsie hoef nie vreeslik op skaal te wees nie. Hulle wil net hê met 'n rofwegse skets. Hy was 27 op 32 op 27 en hierdie kant was dit 2 en 0 gewees. So nou het ek omtrent al my punte ingesit. Nou het ek nou al my x-afsnitte en ek het my lokale maksimum, lokale minimum of jy weet, die draaipunt as jy dit nou wil, maar dis lokale max, lokale minimum. So wat kort ek nou nog? So ek het die stasionêre punte. Nee, ek het die x-afsnitte, ek moet die infleksiepunt kry. So hier is ietsie niets. So wanneer ons kyk net gou na hierdie funksie, ons het die afgeleide gekry. Dit te sê hierdie is 3x² minus 8x plus 4, so dit was my eerste afgeleide. Nou om die infleksiepunt te kry, party ouens sê die buigpunt, né? Kry ek die tweede afgeleide. So ek vat die afgeleide en ek kry weer die afgeleide van die afgeleide. En dit noem ons die tweede afgeleide. So hierdie 2 maal nou met die 6 voor, met die 3 is 6 en hierdie 1 maal met die 8, dan strek jy net af. So dis die tweede afgeleide. En dan gaan ek daai tweede afgeleide ook gelykstel aan 0. So hierdie maak nie amper half sens nie, want ons sê vir onsself ons kan dit nie gelykstel aan 0 nie, want dit is net want die gradiënt is nie 0 nie, né? Maar ons sal later sien hoekom ons dit gaan doen. Jy kan dit nou trust, want die oomblik as ek 'n afgeleide kry, is dit eintlik die parabool. Ons sal by uitkom, maar so trust my net nou op die oomblik. Kry die tweede afgeleide, stel hom gelyk aan 0 en dan kan jy ook x van hier af bereken. So jy het x gaan bereken as ek nou dit oorbring, is dit 8 en gaan deel ek dit 6, is dit net 4 op 3. En dan om die y-waarde van dit in te kry, gaan ek dit net in die oorspronklike funksie in vervang in hierdie ene in om die y-koördinate te kry. So hierdie infleksiepunt het ek uitgewerk as x is 4 op 3 en as ek dit terugprop in die oorspronklike funksie, dan kry ek die ander koördinaat, die y, en dan hierdie koördinaat is hierso. Presies op daai punt, dis 'n plek waar hy buig. Jy sal sien, hierdie parabool loop so, hierdie funksie loop so, en dan loop hy af, en dan op 'n punt, dan verander hy slightly.
Nou op daai punt is die infleksiepunt waar hy effentjies, daar's 'n liggiese verandering en dis nou daai koördinaat wat ons hier ingeskryf het, hierdie van 4/3 en 16/27. Ok, julle ons het nou 'n tweede funksie hier, hulle sê is g van x, en omdat hulle sê, ons gaan dieselfde ding, ons gaan die stasionêre punte kry, ons gaan die x-afsnitte kry en die infleksiepunt kry, onthou wat stap 1 was, stap 1 was, kry die afgeleide, so ek gaan die afgeleide, kan ek 'n bietjie donkerder gaan, so ek gaan die afgeleide kry van x, van gx, nou daai 3 wat hier bo is as die eksponent, maal, met die koëffisiënt trek enetjie af, die 2 maal die 7 gee vir my 14, ons trek enetjie af, en dan die 1 hierso maal met die 15, so dis net min 15, ons trek enetjie af, en dis wat oorbly, né? So dit is die eerste afgeleide. Nou ons gaan ons nou, as ons die eerste afgeleide kry, gaan ons gelykstel aan 0, want ons weet, dis die stasionêre punte waar die gradiënt as sulks 0 is. So ons stel gou die afgeleide gelyk aan 0. En dan kan ons obviously nie faktoriseer nie, want daar's 'n minus voor my x², so ons deel gou regdeur met 'n minus. So hierdie word net 3x² min 14x plus 15. En dan gaan ons hom gou faktoriseer, en ek dink hy kan baie maklik faktoriseer, dink ek. Hierdie is net 'n 3x, hierdie is net 'n x. So plus en 'n minus, hierdie gaan min 5 wees, hierdie gaan min 3 wees, is 'n minus en 'n minus kies. Albei is dis 'n plus daai, so albei is minusse. So dan gaan die inner outer test. Outer is min 9, min 5 korrek, dit gee vir my min 14, so dis perfek. En dan het ek 2 x waardes, so ons gaan die ofsom doen. So ek het hier die of x as 5/3. Of ek het x is gelyk aan 3. En onthou nou moet ons ook die y-waardes skryf van daar, en so ons vervang dit gou in ons oorspronklike funksie. Ek gaan nou nie die hele ding weer doen nie, maar jy vervang die x-waardes terug in hierdie funksie in, om die y te kry. En wanneer ek x, as ek die 5/3 in vervang in die oorspronklike funksie, dan jy moet dit aantoon, dan kry jy jou y-waardes, en die eerste ene is minus 32/7, en dan as ek die ander ene ook in vervang, die 3 daar in vervang, as ek die 3 in vervang, kry ek weer eens 0. Ok, perfek. So ons het weer 'n grafiek wat waar daar x, so hy gaan op die x-as draai, dit weet ek nou al klaar. So letterlik het ek die 2 stasionêre punte, se draaipunte gekry, wat een kom links, wat een kom regs, onthou nou. Ons gaan gou sê wat een is die lokale maksimum en die lokale minimum, maar kom ons bepaal gou eers die shape. So die shape werk mos, hierdie is 'n minus wat hier is, so hierdie keer is die vorm in daai rigting. So hy het 'n lokale minimum hier en 'n lokale maksimum hier. Watter een van die koördinate kom waar? Hierdie x is voor die enetjie, so hy kom hier, die 5/3 kom hier. So dis sy lokale minimum. Het ek gesê op 7, dis 27, is jammer jene. En dan hierdie enetjie hier is dan my 3 en 0. So dis my twee stasionêre punte, lokale maksimum en lokale minimum. So dit was stap 1 is kry gou die stasionêre punte. Stap 2 is kry die vorm. En dan gaan ons in dan gaan ons van hier af, is dit nou stap 3, of ek kan nie onthou wat se, nee, ja, dis die volgende stap. Gaan ons mos my x-koördinate kry. Ok, nou in die geval gaan jy sien, so kom ons skryf gou die funksie hier neer, die oorspronklike funksie. Die oorspronklike funksie is minus x tot die mag 3 plus 7x² minus 15x plus 9. Ons gaan 'n gelykstel aan 0, want hier staan ons y is gelyk aan. Ons gaan die y vervang met 0, want ons soek mos x afsnitte. En dan maak ons mos vir y 0. Nou die moeilikheid hier is vir begin die minus voor die ding, so voor die x tot die mag 3. So kom ons deel gaan met 'n minus regdeur en kry hom net in 'n vorm wat ek kan mee werk. Plus 15x min 9. Is dit plus 15x? Ja, dit lyk korrek. En nou van hier af moet ek my x afsnitte kry. Nou hierdie kan nie faktoriseer nie.
Want nou wat ons doen is ons soek een van ons hakies. Nou onthou, ons gaan 3 hakies hê. Nou een van die hakies is maklik. Jy gaan prop net of 1 of -1 of 2 en -2 of 3 en -3 en gaan prop jy in die funksie in om te kyk wat gee vir jou 0 en jy gaan sien ek gaan net gaan jy uitvee as ek so daar is mos die funksie as ek 3 insit regdeur kom sê wat gebeur, so hierdie is 27, hierdie is 9, 9 mal 7 is wat 63 is, hierdie is plus 45 en min 9, en dit behoort vir my 0 te gee, en dit gee vir my 0, so met ander woorde, so ek weet, een van my hakies is hierdie 3, en hoe skryf ons dit? Ons change ons sy teken, né? Want ons doen nie of somme nou in reverse. So ek weet dis een van my faktore. Okay. Maar nou moet ek die ander 2 kry. Nou onthou nou, dis 'n derde mag funksie. So hier gaan 'n kwadratiese funksie hier oorbly. So hierdie is 'n bietjie tricky. Ek het die een faktor gekry. Die probleem is om die ander 2 te kry. Hierdie 2, en dis die kwadratiese eenetjie, dis die ene waarmee mens gewoonlik gaan sukkel. Wat ons wel weet, hierdie is x min 3, nou moet jy al logies hier aan dink. Hierdie was my funksie gewees, my oorspronklike funksie was x tot die mag 3, min, laat ek net dit op 'n ander plek skryf. Genigtig. Ek gaan die oorspronklike funksie neerskryf. Is x tot die mag 3, dis nou na wat ek hom reg gemaak het, min 7x kwadraat plus 15x min 9. Nou, dink 'n bietjie, hierdie moet x tot die mag 3 wees, so dis baie maklik om hierdie a te bepaal. Daar is net 'n 1, so hierdie kan net x kwadraat wees, want hierdie 2 saam moet vir my dit gee. So, daai is baie obvious, en die laaste een is ook obvious, want ek moet min 9 kry, waarmee moet ek min 3 maal om min 9 te kry, dit is net plus 3, so, al wat ek nou eintlik short is die middelkant, ek kon die ander 2 uitfigure, die eerste en die laaste een kan ek uitfigure, dis die middelste een wat die probleem is. Nou, ons noem dit die bx of die bx kwadraat metode van hier af, om dit uit te figure, en ek gaan jou albei metodes wys, om daai middelste term te kry, gaan ek hierdie min 3, wat hier is, maal met die bx, en ek gaan die x maal met dit. Okay, so kom ons doen dit. Kom ons hou om 3, so ag en rooi, so hierdie is min 3 bx, en dan is dit die x maal 3 wat plus 3x is, en dit is gelyk aan, en dit gaan gelyk wees aan my hier was 'n x missing, het ek nie gesien, hier is 'n x missing, sorry, in my oorspronklike funksie is daar x missing, jammer, so dit is gelyk aan hierdie x, want ek werk ek soek die x, en dit is gelyk aan 15x, ok, nou kan ek my b gaan oplos, want ek vat die 3 oor, dan word dit 12x, en hier staan min 3 bx, en dan deel ek al twee kante met 'n min 3x, en dan is dit net min 4. So my b-waarde is dan min 4. So hierdie vergelyking nou hier, so ek weet nou my terme is soos volg, nadat ek gefaktoriseer het, nadat ek die een kant 0 gemaak het, weet ek dat die eerste term het ons gesê is x min 3, my tweede hakie gaan so lyk, ons weet hierdie is x kwadraat is uitgewerk, ons weet daar is 'n plus 3 in die middel, en ons het ons b nou uitgewerk wat min 4 is, so dis min 4x, en van hier af kan ons nou eintlik hierdie ding net gaan faktoriseer verder, of jou formule gebruik, wat jy ook al, as jy kan faktoriseer, maar nie formule gebruik nie, hy kan faktoriseer, sien ek, hier is 'n plus, so albei is dieselfde, is 2 minusse, so dis net 3 en 1, en daar het ek my 3 punte gekry. Dit beteken, ek het 'n derde graadse funksie, ons weet hy's minus, so hierdie is, hy kom van bo af, kom ons weet net nie waar hierdie is nie, so hy kom van bo af, hy sny op een plek, en dan raak hy op 'n ander plek. So ons weet,
hierdie twee koördinate is waar hy raak. Dis waar x3 is, soos 3 en 0. Okay. En wat weet ons nog? Ons het nog 'n plek hier waar x1 is en 0. Want onthou nou al hierdie hakies gaan ons mos gelyk stel aan 0, né? Of x is gelyk aan 1 of x is gelyk aan 3. So daar's my x-koördinate. As ons die y-koördinate kry, gaan ons dit net kan aflees. So hy sny op 9, so iewers hierso sny op 9. So daai is maklik. En dan het ons stasionêre punte. Ek dink dat ons stasionêre punte reg in die begin gedoen. Dis hierdie enetjie wat hier is in elk geval, hy's hier aangedui. En die ander stasionêre punt is daarso. Dis hierdie enetjie wat hier loop. Hierdie een wat ons daar het, so hy kom daarin. So nou het ons die stasionêre punte. En die enigste ding wat nou uitstaande het, is die infleksiepunt. Nou die infleksiepunt is mos as ek die oorspronklike funksie vat en ek kry die afgeleide en weer eens die afgeleide en ek stel daai afgeleide gelyk aan 0. So kom ons vee gou hier alles uit. So in die infleksiepunt is nog 'n bietjie spasie. So wat ons gaan doen is ons gaan die funksie vat en ons gaan die afgeleide kry, die afgeleide van die funksie van gx, sorry, is g van x, soos g van x se afgeleide. Hierdie is min 3x, ons trek enetjie af, plus 14x, trek enetjie af, min 15 en dan kry ons die tweede afgeleide. So hierdie is 6x plus 14 en ons gaan dit gelyk stel aan 0 en dan is hierdie 6x plus 14. So 6x is gelyk aan min 14, deel met 'n 6 aan beide kante. So x is gelyk aan ons deel, so is min 7 op 2. En as jy daai y-koördinaat wil kry, vervang net terug in die oorspronklike formule en dan het jy jou infleksiepunt se koördinaat. Ek hoop dit maak so 'n bietjie sin vir julle. Die belangrike deel is om net die stappe te volg. Weet wanneer maak jy wat nou, wat in die eerste afgeleide, wat in die tweede afgeleide ensovoorts.